Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ons het die afgelope maand met mekaar gepraat oor veerkragtigheid en wat ons dan ook kan doen om ons kinders te help om meer veerkragtig te wees. Ek sluit nou hierdie reeksie gesprekke oor veerkragtigheid af, maar ek wil net aan 'n paar aspekte raak. Eerstens, bietjie net opsommend van waar vandaan ons gekom het, tot waar ons nou is en nog een of twee aspekte wat ek dink ons in gedagte moet hou. Ons het gesê dat veerkragtigheid daardie vermoë is om terug te bons na stres of distress, intense stres. En ons het die voorbeeld gebruik van 'n wipplank, waar ons ook dan gesê het, ten einde hierdie wipplank so te hou, dat ons nie aan die een kant bo in die lug en die ander kant onder op die grond sit nie, maar 'n ekwilibrium het, daardie kantelpunt, moet ons soveel as moontlik van ons sterktes as boublokke nader na die kantelpunt pak, sodat ons dan meer veerkragtig kan optree. So het ook gesels oor wat ons kan doen om ons kinders te help, en ons het gekyk na 'n paar aspekte soos om ons kinders te help om byvoorbeeld te weet ook waarop hulle fokus, om aan te pas by verandering, om te kan gewoon vasbyt, om selfvertroue te hê wanneer hulle moeilike situasies moet hanteer, en dan om planne en doelwitte te hê, en dat hulle ook moet kan sien, maar as hierdie plan nie uitwerk nie, is daar altyd 'n tweede of 'n beter plan. Die hele idee van perspektief, as ek teen 'n muur staan, dan sien ek net die bakstene, maar as ek terug beweeg, dan sien ek dalk maar hierdie muur is so dat ek of bo-oor kan klim, of ek kan om die kante verbygaan. Ons het ook gesê dat een van die belangrikste aspekte is dat die primêre versorger of ouers, grootouers, familie, vriende, onderwysers, mentore, ja, selfs die dominee, sondagskoolonderwysers, die breër gemeenskap se emosionele en sosiale ondersteuning baie belangrik is om ons kinders te help om hierdie veerkragtigheid te ontwikkel. Want in die proses tussen waar ek graag wil wees en waar ek nou is daar geweldige frustrasie wat ontstaan, en dis tydens hierdie gapingsperiode van die frustrasie wat ek moet kan tap uit hierdie bronne in myself, uit hierdie sterktes. Dan het ons ook gesê dat dit belangrik is dat ons in ag moet neem dat daar nie iets soos 'n veerkragtigheidsgeen is nie, maar dat dit iets is wat kinders ook waarneem, soos wat hulle ouers se gedrag waarneem en modelleer, integreer hulle ook die veerkragtigheid van hulle ouers. Dit is ook so dat ons mekaar gesê dat daar kinders is, of mense wat 'n meer sensitiewe persoonlikheid of geaardheid het, wat in 'n sekere geval, veral as ons die biologie in ag neem, wat 'n stresrespons of reaksie veroorsaak in terme van versnelde hartklop, verhoogde bloeddruk, afskei van hoë vlakke van kortisol wat ons nie goed laat voel nie, dat dit noodsaaklik is dat ons moet kyk wat ons kan doen om ons kinders te help om weerstand te kan bied, en dit is dan ook waar die hele fokus in terme van ek is hier, ek ondersteun jou, kom praat met my, dat ons liewer gaan sit en 'n saak hanteer voordat dit te ver gaan, en dat dit so is dat hierdie meer biologies of emosioneel sensitiewe kinders baie beter reageer wanneer daar 'n positiewe
onmiddellike omgewing is waar binne hulle leef en dat dit hulle ook help om hierdie veerkragtigheid te kan ontwikkel. Nou wil ek net ietsie sê, ons het verlede week baie vinnig daaraan geraak, en dit gaan oor die feit dat dit wat ons kognitief in ons denke nie kan verstaan nie, word in ons liggaam, in amper die woord gebruik, tot uitdrukking gekom. Daar's boeke wat geskryf is, weet ek, iets van dat die liggaam onthou, en dan kry ons ook die uitdrukking dat die liggaam manifesteer wat ons gedagtegang nie kan hanteer nie. Nou, daar's twee goed wat hier ter sprake is. Ons praat van somatisering. Onthou, soma, body, en dit is dan die liggaam aan die een kant, maar dit hou ook verband met neurologiese prosesse. So, die woord wat hiermee saamgaan, wat ek verlede week net 'n bietjie aangeraak het, is alexithymie. Alexithymie as baie bekende, meer sal ek sê Engelse woord, maar in Afrikaans vertaal ons dit met alexithymie. Dit beteken dat daar in elkeen van ons 'n sielkundige faktor is wat sekere pyne of kroniese pyn in ons veroorsaak en dat dit byvoorbeeld kan aanleiding gee tot wat ek al in die verlede gesê het. Kinders word geboelie emosioneel, fisies, maagpyn of hoofpyn of ek is naar, want ons weet ook dat trauma gaan sit in die selletjies van ons liggaam. Wat baie keer gebeur as ons nou kom by alexithymie, is dat persone wat nie maklik praat oor hulle gevoelens nie, dit meer dikwels ervaar, en daarom is dit belangrik dat ons vir ons kinders van kleintyd af gevoelswoorde leer waarmee hulle gevoel kan uitdruk. Alexithymie word ook sogenaamde emosionele blindheid genoem, en dit is waar mense geneig is om nie altyd hulle emosies werklik te kan verstaan of vas te vat of uitdrukking daaraan te kan gee nie. Nou wil ek net hier sê, ek weet daar word deesdae baie gepraat van autisme en persone wat op die spektrum is. Dit is amper asof dit nou 'n gonswoord geraak het. En ja, persone wat op hierdie autisme spektrum is, sal dieselfde probleem hê. Maar hier praat ek vandag van kinders wat nie op hierdie sogenaamde spektrum is nie. Gewoon kinders wat nooit geleer is om hulle emosies te kan identifiseer en te kan beskryf en te kan ervaar vir wat dit is nie. So met ander woorde, dit word sodanig onderdruk en dis as dit ware asof hulle 'n muur opbou tussen hulle en die emosies. En omdat dit dan in hulle volwasse jare aangaan, is dit gewoon, ons sal baie keer so 'n persoon beskryf as bot of emosieloos of gevoelloos. Maar dis omdat hulle nooit werklik die geleentheid gehad het om vir iemand te kon sê, maar ek voel so en so, en die persoon kan sê, is jy hartseer. En nou wil ek terugkom na iets wat ons soveel keer sien ook as ons met volwassenes, maar veral nou hier met kinders werk. En dit is waar die liggaam, die soma, dan nou hierdie spesifieke ervarings sodanig begin manifesteer, dat ons siektes en dat ons kroniese siektes in veral nogal kinders sien, en ook spesifieke vreemde gedragspatrone. Daar's byvoorbeeld 'n geval opgeskryf waar 'n pediater in 'n kliniek met 'n seentjie te doen gekry het wat verwys is, en die verwysingsrede was gewees dat hierdie seentjie eet tissues, hy eet toiletpapier, tot die mate dat die ouers dit moet fisies wegsluit. Hulle, dit is net 'n geval van hy, soos party vir ons dalk sjokolade sal uitsniffel, hy kan nie sonder hierdie toiletpapier en hierdie papier nie. En toe die pediater nou bietjie meer begin uitvind ensovoorts, toe word daar vasgestel, maar dit is omdat ouers geskei is, en hierdie kind se sekuriteit, gebrek aan sekuriteit, het by hom een of ander biologiese behoefte laat ontstaan om byvoorbeeld dan nou die tissues of die toiletpapier te eet.
Ons weet baie keer van kinders wat byvoorbeeld sal bednat maak as gevolg van angs en spanning wat hulle ervaar. Willem en luisteraars, ek wil nou graag nog 'n paar voorbeelde noem. Onthou die soma, die liggaam, die deelte wat dan hierdie fisiese manifestasie van die stres ervaar, is ook iets wat ons tog op 'n manier 'n bietjie beskerm, alhoewel die distress 'n klomp negatiewe aspekte het, want dit is vir ons merkers wat sê, hoorie, maar iets is nie reg nie. Hierdie spanning wat so in jou liggaam vassit, is iets waaraan ons moet aandag gee. Dink byvoorbeeld, hierdie is 'n geval wat opgeskryf is in die navorsing wat ek na gekyk het, en dit is byvoorbeeld 'n dogtertjie wat altyd gesien het, as haar pa baie gestres is, dan trek hy sy een oorlel, vreeslik erg, aanhoudend. En sy het dit toe begin naboots, en uiteindelik toe sy later jare by 'n sielkundige uitkom, en die sielkundige dit sien, en vir haar vra, maar sy sien sy doen dit vreeslik baie in die terapie sessie, waar kom dit vandaan? Toe blyk dit dat sy gesien het haar pa doen dit altyd as sy gestres is, en baie keer as sy dit gedoen het, het hy byvoorbeeld gesê, togie, as ek nou maar hier aan gehoor gegee het, of as ek nou maar hierdie in ag geneem het, of wat ook al. So die psigodinamiese onderliggende hiervan is, ek het dalk nie mooi genoeg geluister nie, daarom ervaar ek nou die stres. Die ouer mense sal weet waarvan ek praat, baie keer as kinders nie geluister het nie, of ongehoorsaam was, dan het hulle so 'n pluk aan die oor gekry. Baie keer in terapie is ons met kliënte werk, en ek sien byvoorbeeld, hulle is nog nie heeltemal deel van die terapie sessie, dis asof hulle kom nou van buite in die kantoor ingestap, maar hulle gedagtes is nog elders. Of hulle raak baie gespanne gedurende terapie, sal ek byvoorbeeld vir hulle vra, maak 'n bietjie jou oë toe, kom ons fokus op jou asemhaling, vertel vir my waar in jou liggaam voel jy op hierdie stadium die mees ongemaklikste. Dit sal baie keer vir my sê, en dan sit hulle ook partykeer vooroor geboe, weet jy, het voel asof er iets swaar op my skouers druk. Dis asof ek myself nie kan kry, dat ek my borskas kan oplig en behoorlik asemhaal nie. En dan kan ons ook vir mekaar sê, maar wat is hierdie verantwoordelikhede wat letterlik soos 'n ton klippe hier op jou lê? Wat is dit wat te swaar is, wat jy dra? Of ek het hierdie, my maag is op 'n knop. Partykeer sal mense vir my sê, dit voel of hier 'n klomp klippe in my binnekant lê, en dit dra swaar. En dan is die proses, okay, kom ons kyk nou, wat sou elkeen van hierdie klippe beteken? Hoofpyne, maagpyne, spierpyne, ja, selfs so ver as artritis en 'n klomp hiervan, kan te doen hê met trauma wat ons geïnternaliseer het. Kinders wat byvoorbeeld sukkel deur verskillende klagtes te hê, dokter kan nie regtig altyd 'n vinger daarop lê nie, kan dan, om terug te kom na hierdie alexitemie, kan verband hou met die feit dat hulle nie behoorlik kan verduidelik wat is die regte emosie, wat is die seer emosie, en of, al kan hulle dit verduidelik, nie die mens naby hulle vertrou om dit te verduidelik nie. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie sosiale ondersteuning moet hê, waar kinders regtig met mense kan vertrou, waar hulle emosiewoorde geleer word, sodat hulle dan uiteindelik van hierdie emosies, hierdie pyn, hierdie ongemak ontslae kan raak. Nou terwyl ons op hierdie punt is, wil ek ook sê dat in die sogenaamde alexitemie is dit so dat as persone nie hulle emosies kan ervaar, identifiseer, beskryf en hanteer nie, daar dikwels hierdie eksterne locus van kontrole ontstaan. Met ander woorde, dis die persone, dis die situasie buite my. Ek aanvaar nie verantwoordelikheid of aanspreeklikheid hiervoor nie. Dis omdat my pa of ma dit of dit gedoen het, en hierdie is nou maar die gevolg vir my, in plaas van, al het my pa of ma dit gedoen, ek het tog ook my eie oordeel, en ek kon tog ook my eie besluit neem. En dit gooi kinders van balans af. Dit maak dat hulle heen en weer wip die hele tyd.
beteken ook dat hulle byvoorbeeld sukkel om die fisiese moeilike sensasie, hierdie swaar druk op my skouers byvoorbeeld, nie kan skei van 'n gevoel nie. Met ander woorde, dit begin van uiteindelik 'n geval wees van, ek sukkel met hierdie vreeslike pyne in my nek en in my skouers en kinders klaar daaroor, maar hulle besef nie, dis omdat hulle te veel die emosies onderdruk en geen manier van kan ontslaa raak nie. En dit kan daartoe lei dat kinders mettertyd fisies kry, as ek die woord kan gebruik, die gewoonte kan aanleer om sekere goed te doen, loop krom, sit op 'n manier wat mense dink, sjoe, maar hierdie is regtig ongemaklik, kan nie lekker ontspan nie. Mense kan dit sien in kinders, en dan moet ons weer terugkom na die feit, dat baie van hulle baie keer op fone en tablette en sulke tipe van goed is. Ongeluk hiervan is nie net dat dit fisies manifesteer in die kinders nie, maar dat daar verhoudingsprobleme is. Ons kan vir onsself dink, as ek nie oor my emosies kan praat nie, en ek is in verhouding met iemand, en nou sien hulle, o nee, maar ek is vandag so stil, ek het stilstype, ek is bot, dan weet hulle ook nie wat aangaan nie, want dan ry hierdie verhouding ook uiteindelik wiplank. En my sosiale funksionering as kind word dan bevraagteken. Ek dink persoonlik, en ek aanvaar ten volle verantwoordelikheid vir wat ek nou gaan sê. Ek wonder baie keer of mense, volwassenes en kinders, nie dalk verkeerdelik deur diegene rondom hulle beskou word asof hulle op die autisme spektrum is, maar uiteindelik sukkel met hierdie alexitemie, hierdie emosionele blindheid tot 'n mate, omdat hulle nooit geleer het om uitdrukking aan hulle emosies te gee nie, en dit te verstaan en dit te verwerk en 'n punt van veerkragtigheid rondom dit te ontwikkel nie, want hulle het moeite om hulle gevoelens te identifiseer, te beskryf. Ek sê weer hierdie eksterne locus van kontrole. Dit is so dat almal van ons, wanneer ons gestres en gespanne is, op verskillende maniere hierdie hanteer, maar uiteindelik wil ons hê dat ons en ons kinders moet kan cope. Ons moet buffers kan inbou, bronne kan benut, waar ons dan met hierdie sleg en swaar kan omgaan. En die eerste bron, soos ek gesê het, is, wie is die persoon wat ek kan vertrou, met wie ek kan praat, na wie toe ek kan gaan. So, veerkragtigheid word uiteindelik 'n totale samevoeging van baie ervarings, goed en sleg, waar ons geleer het om aan te pas, coping skills te ontwikkel, en waar die brein en ons biologiese sisteme van kleintyd af geleer het om aan te pas by wat moeilik is. En dan sê ek weer, om ons gevoelens en ons emosies en dit wat vir ons moeilik en maklik is, te kan identifiseer. So in totale afsluiting van hierdie gesprekke, wat sê ons eintlik vir mekaar? Kom ons maak tyd om saam met ons kinders hulle ontwikkelingspad te loop, om te hoor wat hulle vir ons sê, om te luister, en om ook self sodanig op te tree, dat hulle kan sien dat daar veerkragtigheid in ons as ouers is, dat ons moeilikhede oorkom, dat ons bewus raak van ons sterktes. Wat het 'n vorige keer vir my uit 'n krisis uitgehelp, wat positief uitgedraai het, en dit by my kinders ook tuis te bring, en hulle daarvan bewus te maak, sodat ons uiteindelik hierdie boublokke by hierdie kantelpunt van hierdie wipblank kan opstapel. Ek hoop dat iets in hierdie reeks gesprekke vir iemand iets beteken het wat ons kan vorentoe vat, en dat ons ook kan besef, ons moet maar luister na ons liggame, ons volwassenes, ons ouer mense, en ook bietjie dink, wat is die impak van 'n klomp negativiteit en slegte goed, fisies op ons liggame. Mag dit vir elkeen van ons regtig 'n geseënde week vorentoe wees. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.